Goeiemôre, 14 Oktober en hier volg die wêreldnuus. Soos op die oomblik is die hele storie in Israel en Gaza oorheers die nuus heeltemal op die oomblik. Dit lyk nou al die hostages is vrygelaat en about 2000 Palestyn gevangenes is vrygelaat en ge-exchange. Hulle is nou besig met die remains van die hostages wat oorlede is daar in Gaza en dit gaan 'n proses vat want hulle het nog nie alles gekry nie. Verder is dit maar op 'n knife edge daarso in Gaza want die Israeliese magte het teruggetrek tot 'n sekere punt, maar daar's nog baie duidelik Hamas soldate wat met gewere rond juig in die strate en rondhardloop. So die volgende proses gaan nou wees om hulle te ontwapen en hulle mag laat opgee wat hulle nie sommer wil doen nie. Maar hulle gaan nie veel van 'n keuse hê nie. So daar's daar's nou klomp lande betrokke by hierdie peace talks in hierdie proses en Hamas weet hulle is nou dis die einde van hulle in veral in die Gaza omgewing. Hulle gaan nie meer regtig 'n sê daai nie. En as hulle dink hulle gaan 'n sê, gaan hulle maar net vir hulle weer moeilikheid kry van vooraf. So ons sal maar sien hoe werk hierdie dinge uit, maar dit lyk hier's baie moontlik nou die tyd wat ons gaan sien dat daar gaan redelike vrede na omgewing kom. Hooplik hou dit. En hooplik hou dit lank, maar soos ons die moslim ken, volgens die moslim, hulle geen ander ou in die wêreld is reg nie en moenie kan bestaan nie, so ek vermoed dat die moslims, die Hamas, gaan nie net stil lê nie, want dit is teen hulle beginsels en teen hulle geloof. Dan daar by Banini Game Reserve in Mosambiek is daar nou goeie vordering gedoen om die plek weer oop te maak en aan die gang te kry. Onthou Banini Game Reserve was een van die nice ones daar in Mosambiek. Hier by 50 jaar terug was dit vol diere en alles. En baie Suid-Afrikaners het daar ingery in Mosambiek om die plek te besoek, want toe tyd het nog het Lorenzo Marx daar gewees en jy weet, die mense veral in die Laagveld het baie in Mosambiek ingery en lekker gekuier. Maar weens civil war in Mosambiek en poaching is daai hele game reserve weg. En nou het hulle daarom hulle het nou al die fences reggemaak, al die paaie is herstel, nou is hulle besig om die diere terug te kry daar. Ek sien hulle het reeds 400 diere geskuif van die Maputo National Park af na Banini toe. Zebras, al die tipe verskillende diere wat ons maar na omgewing kry. En dan hooplik sal die diere weer, soos hulle migrate, terugkom in 'n area in en kan hulle beheer kry oor die poaching, om groter diere daar te kry en die plek weer aan die gang te kry soos wat hy was. Mosambiek kan goed doen op toerisme as hulle die plek aan die gang, as hulle die plek kan polities stabiel kry en ook dan die plek begin skoonmaak en netjies maak. Dan behoort hulle goed te doen met toerisme, 'n goeie inkomste vir hulle. Daar is wel 'n probleem in die noorde van Mosambiek met ISIS wat daar rondhang en plekke mense uitdryf en plekke probeer oorneem. Hulle sal daai ook vinnig moet smoor as hulle wil hê Mosambiek moet weer 'n goeie land raak soos wat dit was klomp jare terug. Dan is die Madagaskar president het gevlug vir sy lewe. Hy het die regering gedissolve daarso in Madagaskar en hy vlug vir sy lewe. En kyk mooi, hier gaan binne die volgende paar dae staan volskaalse military coup. Die weermag gaan oorvat in Madagaskar met 'n military coup. En dan want daai optog het mos 'n paar weke terug begin daarso, die youth het plekke begin afbrand en optogte, hulle hou nie van die regering nie. So dis nou lyk my die rebellie wat daar is in Madagaskar, hulle support die military om oor te vat. So ons gaan nie 'n volskaalse military coup sien in Madagaskar. Die president het klaar weghardloop. So ons sal sien wat kom van dit uit en dan as hulle oorneem die military, so ons maar sien hoe lyk dit daarna. Baie plekke waar military oorneem met military coups word 'n dictatorship. Dan is dit nog erger vir die mense want daai generaal of wie ook al oorneem, hy gebruik sy weermag om 'n diktator te word en hulle misbruik baie keer die populasie dan, as hulle in so 'n geval kom. Jy kry min van
military coups wat in 'n dictatorship verander, waar die ouens iets beter doen vir die bevolking as wat die vorige regering gedoen het. So nog iets wat ons maar kyk hoe sal dit ontwikkel en uitbrei. Dan die Oekraïne en Rusland oorlog. Dit skuif nou na oor en weer geskietery op mekaar se brandstof aanlegte en goeders wat 'n groot brandstoftekort vir die hele omgewing veroorsaak. Gee die ekonomie aan albei kante 'n bietjie 'n pynslag daar af. En dit kom ook nou, ons is in die begin van die winter, ons gaan in die winter ingaan in daai tyd. So die bevolking aan beide kante kan begin swaar trek in die volgende paar maande van energietekorte. So hierdie oorlog, Putin lyk my, hy het net nie 'n saak met niemand en niks nie. Sy goal is om die hele Oekraïne oor te vat en hy gaan aangaan tot hy dit regkry. Want sy verskonings wat hy al gebruik het waarvoor hy die oorlog, hy het eers gelieg en gesê hy gaan nie 'n oorlog maak nie. Toe sy magte begin opbou daar teen die Oekraïne grens, het hy vir die hele wêreld vir 3 weke lank gelieg en gesê, nee, dit is net 'n oefening, ons gaan nie die Oekraïne invade nie, en toe invade hy, en gehoop het gaan net 3 dae vat, en vat hy die beheer oor Oekraïne, soos wat hy met Crimea gemaak het. Toe fight hulle terug, en nou kan sy ego hom nie toelaat om te erken, hy het 'n groot fout gemaak nie. So hy gaan fight, en nog honderde duisende van sy soldate verloor, tot hy dink hy kan nou die hele Oekraïne oorvat, en dit gaan dit is nie so maklik soos wat dit vir hom dink nie. En jy kan dit nou al sien, amper 4 jaar, meer as 1 miljoen van sy eie troepe opgeoffer na amper 4 jaar, en nog steeds hou hy aan. So, dit nou in dieselfde gesprek, hierdie week kom, moontlik hier teen Vrydag, kom Zelensky vir Trump besoek in die White House, en met spreuke van, hulle gaan praat oor die moontlikheid dat Amerika nou vir Zelensky gaan nog langafstand wapens voorsien, en Tomahawks is een van hulle. Dis 'n gesprek wat hulle hierdie Vrydag gaan nou. Trump het reeds voor al 2 keer gesê dat hy is op die punt om vir Oekraïne te voorsien met Tomahawks. Dan kan hulle diep in Rusland instryk. Iewers het ek gelees, iemand het geskryf, want ek het voorheen gepraat oor iemand wat gesê het van, jy kan nie Tomahawks lanceer uit Rusland, uit Oekraïne uit, want die mense het nie die vermoë nie, of jy kan dit die grondbuis lanceer nie, wat nou vals is. Maar nou het ek weer gehoor, iemand skryf, iewers gesien, dat die Russe het satelliet stelsels, wat kan omtrent na so 2 minute vanaf dat Tomahawk gelanceer is, laat optel waar dit vandaan kom. Dis reg, die Russe het daai vermoë, die Amerikaners het daai vermoë, die hele Weste daai vermoë, die hele wêreld het daai vermoë, wat jy kan optel waarvan af hy gelanceer is, en dan kan jy retaliate, die strike in 'n omgewing maak. Maar die probleem is, dit vat so 'n paar minute om daai ding te kry van waar is hy gelanceer, dan moet jy jou wapens wat jy wil teen hom gebruik, eers target op daai omgewing, en dan hang af van die vliegtyd van jou bomme of jou missiele. Teen die tyd wanneer daar aankom, is daai missiele en daai voertuig long gone, want jy stop die voertuig, jy lanceer die Tomahawk en jy ry. Dit gaan jou net 'n paar minute vat, vandat jy die Tomahawk gelanceer het, kan jy onmiddellik start en ry. So as dit jou 2 minute vat om te target die plek te kry, dan vat dit jou nog sekere hoeveelheid minute om jou wapens in jou kant te rig in daai rigting en dan te skiet, en in die vlugtyd van daai bomme of missiele, teen die tyd wat dit daar aankom, is daai voertuig en daai missiel long gone. So, mors net jou tyd. Een het geskryf, ja, maar hulle sal Orishnik missiele gebruik wat nou so vinnig is. Die probleem met dit is, jy lanceer, jy tel op, okay, daar is die plek waar dit vanaf gelanceer is. Nou vat dit jou tyd om nou Orishnik missiel te program, om op daai punt te stryk. Sê hy is toevallig op daai punt klaar geprogram, en jy hoef dit nie te doen nie, dis fyn, dan kan jy lanceer, gaan nog steeds 5 minute vat vir daai missiel in Rusland om te vlieg en tot by daai punt te kom. So 5 minute is die minimum wat dit sal vat om uit te kom, en 'n bietjie langer hang af hoe ver hy is. So dis about 7 na 10 minute nadat daai missiel gelanceer is. Daai missiel trek al 50 myl downrange. So die tyd wat jou Orishnik missiel daar aankom, is alles al weg.
En daar mors jy multimiljoen dollar missiel op 'n oop area net om miskien een tomahawk te stop. So daai ouens wat so skryf wat sê dis so hulle dit kan counter, hulle weet nie regtig wat met hoe wapenstelsels en so aan werk nie. Maar anyway, dit is wat hulle beplan hierdie week en ons sal sien of Amerika die tomahawks gaan voorsien of ander langafstandwapens ook. Ons gaan in die geskiedenis 14 Oktober al die pad terug 1322. Robert de Bruce, hy het defeat toe vir Edward die tweede in 'n oorlog en Edward moes toe accept dat Skotland hulle independence vat, dis in 1322. Ek was nou al baie, my broer bly in Skotland, so ek het nou 'n hele paar keer daar besoek afgelê. En as jy ooit 'n lewe kans kry, gaan besoek Skotland. Dis een van die mees interessantste en die mooiste plekke wat ek al ooit in my lewe by was. Die geskiedenis is so ryk in daai plek, jy kan dit nie glo nie. Plekke soos Edinburgh, Glasgow, die stede. As jy in die noorde ingaan, jy sien 1000 jaar ou kastele wat nog bewoon word en so, maar daar's history oralste. Dus as jy hou van history, moet jy daar gaan besoek aflê. Ook vandag in 1962 begin die Cuban Missile Crisis toe Amerikaanse rekkievliegtuie oor Cuba vlieg en foto's neem van ballistic missiele wat afgelaai word. Almal weet die Cuban Missile Crisis het so 'n paar weke gehou en eventually kon hulle peace talks kry en daai ouens wegwys. Jy weet, en hulle missiele onttrek uit Cuba uit. Dit was 'n baie dis die naaste wat die wêreld nog aan annihilation gekom het was daai tyd, want as iemand begin skiet het daar, het in daai jare in die 62, so almal wat, Brittanje, Amerika, Rusland, is die manne wat die missiele gehad het, hulle sou oral mekaar gelons het, so dit so groot moeilikheid gewees het vir die hele wêreld. En in 68 is die eerste lewendige TV-uitsending gedoen uit space uit, met Apollo 7 se crew. Hulle was in orbit om die aarde en hulle was op pad om die maan te draai en so aan. Apollo 7 en hulle die eerste ooit lewendige uitsending van space afgedoen. En ons weet almal hulle was van die voorvlugte wat voorberei het vir die maanlanding in 1969. En dan 2012 het Felix Baumgartner het hy mos met van die Red Bull team, het hy die eerste man in die wêreld geword wat die klankgrens kon breek met skydiving. Hy het met 'n ballon opgegaan tot in die stratosfeer, daar uitgespring. Dit was nie so mooi nie, hy het in die begin beheer verloor, hy het redelik gespin, maar hy het dit onder beheer gekry, sy kop afgehaat en versnel en hy het deur die klankgrens gebreek terwyl hy met skydiving kom en so 'n paar 4 minute of iets later toe maak hy sy chutes oop en hy land veilig daar in die woestyn in die weste van Amerika. So dis dan ons nuus vir vandag, ons wêreldnuus en ons history. Sien ons mekaar weer môre in hierdie dag.